Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is vanoggend uit Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is 'n skoenlapper regtig 'n besonderse diertjie. As jy kyk hoe 'n skoenlapper gevorm word, as jy dophou hoe 'n kokon gevleg word en gevleg word en gevleg word, en dan uiteindelik is daardie papie binnekant in daardie kokon. En wat in daardie kokon gebeur, sien 'n mens nie met die blote oog nie. Maar met alle tegnologie en wetenskap vandag, kan 'n mens letterlik net Google druk en jy kan sien wat werklik aangaan in 'n kokon. Maar wat eintlik daar gebeur is, dat daardie hele diertjie daar binne letterlik omtrent 'n tipe van 'n jelly raak. En dan kom dit laat uit daardie kokon uit, op die regte tyd, met die regte temperatuur, die regte dag, 'n skoenlapper uitkruip. Maar het jy geweet, as jy daardie skoenlapper sou probeer help om uit daardie kokon te kom, en jy maak die gaatjie vir hom groter, waar hy moet uitklim, sal daardie skoenlapper wel kan uitkruip, en hy sal die mooiste vlerke hê, maar hy sal nooit kan vlieg nie. God het daardie skoenlapper so gedesign, om deur daardie kokon te kan kruip, wat 'n baie klein gaatjie is. En alles moes gebeur het, dat jy kan sê dat die aardjies, wat mikroskopies klein is, in daai vlerkies, gevul moet word met daardie bloedvloeistoffie, sodat wanneer daardie skoenlapper uit die kokon uit is, hy deur die drukking van daardie klein gaatjie moes gegaan het, en dit het sy aardjies vol van hierdie bloedvloeistof gemaak, en as hy dan uit hierdie kokon uitgekruip het, kon hy sy vlerkies oopgemaak het, en is hy die perfekte, mooi skoenlapper, wat ek en jy kan bewonder. So kom ons luister weer na hierdie woord. Ek reken, sê Paulus, dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ons gaan dalk nou goed deur, wat nie vir ons maklik is nie. Maar daardie pressure en daardie drukking is nie vir nie daar nie. God is besig met sy plan in ons lewe, sodat wanneer ons deur dit is, deur die diep water, deur die vuur wat ons nie sal brand nie, die water wat ons nie sal wegspoel nie, dan sal ons vir God tot verheerliking wees, en dan sal ons 'n getuienis kan wees waardeur ons is. As jy vanoggend saam met my die bloed van Jesus drink, en jy moet mense nou vergewe, gaan dit nie maklik wees, wat jou seer gemaak het, wat jou te nagekom het nie. Dit gaan regtig 'n besluit wees, wat jy moet sê, maak nie saak hoe ek voel nie, wat ek dink nie, ek gaan hulle vergewe, en ek gaan hulle vryspreek. En dan sal daar iets binne in jou siel gebeur. Jy sal deurdruk tot in daardie volgende dimensie
van vryheid. En jy sal 'n getuienis dra van die krag van vergifnis wat daar in jou lewe is. En wanneer jy vanoggend kom en jy moet daardie kokon seer, daardie siekte, daardie swakheid, daardie krankheid vir die Here gee, gaan dit nie maklik wees om te kan glo dat hierdie klein broodjie wat ek met jou deel, wat die liggaam van Jesus is, vir jou genesing bring nie. Dit gaan 'n pressure van geloof kos om dit te kan bly glo. Maar dit is wat ek vir jou vanoggend wil sê, dat dit wat jy nou deurgaan, gaan nie kan opweeg teen die heerlikheid wat aan jou geopenbaar gaan word, as jy deur dit is wat jy nou moet gaan nie. Ons verstaan nie altyd alles nie, maar ons weet Jesus het vir ons 'n voorbeeld gegee, en hy het gesê, hy kyk nie nou na sy kruisiging nie, maar hy kyk na wat wag. Hy sien uit na wat wag. Waarna het hy uitgesien? Hy het daarna uitgesien dat ons deur sy liefde, dat daar tussen God en ons vrede kom met Jesus se redding en dat ons 'n ewige lewe kan hê. Dis hoekom hy uitgehou het. So dis waarmee ek jou wil bemoedig vanoggend. Hou uit. Heilige Gees, ek bid dat hierdie persoon wat nou luister na die program, uithou vermoë sal gee om te kan deurdruk. Here, help hulle om nie te kyk na waar hulle nou is nie, maar waar hulle gaan wees. Here, wanneer U plan, wat U sê vir ons, alles sal ten goeie meewerk vir die wat U liefhet, wanneer U daardie plan van U deurvoer. Dankie Jesus. Amen.